Jy weet, vanoggend toe ek wakker raak, dink ek weet nie hoeveel van julle is bewus van Charlie Kirk wat doodgeskiet is nie, ek dink julle wêreld weet daarvan. En ek persoonlik is van daai aand wat ek uitgevind het verlede Woensdag aand, is ek regtig diep geraak deur dit, omdat hy's 'n jong man, hy's 31 jaar oud, ek is 31 jaar oud. Hy het 2 klein kindertjies, ek het 2 klein kindertjies, en ek volg die werk wat hy in Amerika doen al vir amper 9 jaar, en so dit gevoel is, dit naby, hulle sê altyd, it hit close to home. En ek dink oor sy lewe en die impak wat hy gemaak het. Een ding wat ek besef nou meer as ooit van tevore, waarvoor die kerk versigtig moet wees, as dat ons in 'n trap verval, waar die kerk meer 'n social club word as die kerk van Jesus Christus. Ons kan nie net tevrede wees om by mekaar te kom en kumbaya te sing nie. Ons moet op 'n plek kom waar ons bekragtig word deur die salwing van die Heilige Gees en mekaar te stig en uit te gaan en 'n wêreld te bereik wat desperaat Jesus nodig het. Halleluja. En so mense vra vir my, Johandre, is jy bang oor wat gebeur het? Ek is nie bang nie, ek is geïnspireerd om meer aggressief te wees, meer direk te wees, om die evangelie te verkondig. En jy mag dalk sê, Johandre, jy moet nie aggressief wees nie. Wel, die Bybel sê in Engels, hy sê, the kingdom of God suffers violence, but the violent, ons, take it by force. Dit beteken, ons moet in die wêreld ingaan, en ons dra lig, en ons forceer duisternis uit. Ons vra hom nie om homself te verskoon nie, ons tiptou nie rondom die waarheid nie, ons forceer die waarheid, ons forceer die lig, en ons vat grondgebied vir die koninkryk van God. Kan jy amen sê? Halleluja. En so, my bekommernis is, soos wat ek reis deur Suid-Afrika, en ek het al dele van die wêreld gesien, is dat die kerk baie maklik in 'n groef kan verval, waar dit 'n social club word, ons aktiwiteite en ons dingetjies wat ons doen, en ons leef binne toe in plaas van buitentoe. Maar Jesus het gekom om 'n koninkryk op hierdie aarde te vestig. Jesus het gekom, hy het sy missie duidelik gemaak toe hy gesê het, ek het gekom om te soek en te red wie verlore was. Jesus het gekom om mense met God te kon versoen. En dan sê die Bybel in die Nuwe Testament, ons almal, elke gelowige het die bediening van versoening ontvang. Kan jy amen sê? Elkeen van ons, jonk en oud, lank en kort, vet en maar, halleluja. Ons het die bediening van versoening ontvang. En ons moet meer gefokus en aggressief word op dit. Jy weet, ek is een keer ek nou by my boodskap kom, maar ek is een keer in die Noord-Kaap op 'n toer, dat ons deur al die klein dorpies in die Noord-Kaap gaan. En ek onthou, ek dink die finale dorp was in Prieska gewees. Nou, jy weet, dit is soos put onder water, ja, maar dit is wonderlike mense in 'n pragtige plek. En ek onthou, die aand na ek bedien het, kom daar 'n tannie na my toe, en sy sê vir my, met trane in my oë, sy sê vir my, Johandre, ek is 'n ouma van 2, en sy sê, my kleinkinders se lewe en my kinders se lewe is in gemors gedompel. Maar sy is meer bekommerd oor haar kleinkinders as oor haar kinders, en ek weet my ma voel ook so, jy weet. Ek weet, hulle sê, as jy ouma word, dan is 'n ander game, lyk dit my. Ek weet nie. As my seentjie sê nam, dan spring my ma vir kos. As ek sê vir my ma nam, dan sê sy, jy's groot, help jouself. Maar ek staan in Prieska na ek bedien het, en die tannie kom na my toe, en sy is diep bekommerd oor haar kleinkinders. En sy sê vir my, Johandre, my kleinkinders is in 'n toestand, hulle is met dwelms in mekaar, en hulle is met goddelose goed in mekaar. En sy sê vir my, jy moet iets doen omtrent dit. Jy moet iets doen vir my kleinkinders. Regtig, hierdie ouma is desperaat, dat God moet ingryp in die kleinkinders se lewe. En ek kyk na haar, en ek dink vir myself, almal vra vir my om altyd almal te bel. Ek het nie tyd nie, ek reis die hele tyd, ek preek die hele tyd, ek is nie noodwendig pastoraal nie, ek is evangelisties, so ek het nie tyd om 'n pastoor se werk te doen nie. Maar ek sien hierdie tannie is so desperaat, en sy bied vir my geld aan, sy sê vir my, wat moet ek jou betaal? Wat moet ek vir jou gee? Wat moet ek doen, dat jy net kan uitreik na my kleinkinders toe? En terwyl ek na hierdie tannie kyk, en ek sien die desperaatheid na oë, besef ek, ek kan hierdie nie laat glei nie, ek moet hierdie tannie moet help. Maar net toe ek op die punt wou kom om my nommer vir die tannie te gee en die besonderhede te exchange, praat die Heilige Gees met my so duidelik, en die Here sê vir my, Johandre, hierdie vrou is die antwoord op haar eie gebed. Sy het na my gekyk in opregtheid, dat ek moet ingryp in haar kinders se lewe. En die Here sê vir my so duidelik, Johandre, hierdie vrou is die antwoord op haar gebed. Ek wil haar gebruik om haar kleinkinders se lewe te verander. Ek wil haar gebruik om 'n impak te maak. Ek wil haar gebruik om Jesus aan hulle voor te stel. En dit is die probleem in die kerk vandag. Ons kyk na 'n prediker en 'n worship leier en iemand wat agter 'n preekstoel staan, maar die Bybel sê dat God het sy gees uitgestort oor alle vlees om almal te bekragtig. Die Bybel sê in Handelinge 1:8, en jy sal krag
ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom. Hierdie krag is nie vir jou om te giggel en hoendervleis te kry nie. Hierdie krag is om jou te empower, te bekragtig, om uit te gaan, om te verkondig dat Jesus leef, dat Jesus red, dat Jesus verlos. Om 'n getuie te wees, jy, nie net 'n prediker nie. Kan jy amen sê? Oeh, julle raak stil vanoggend, prys die Here. Jy moet verstaan, ek is ook 'n potgieter, hoor. Ons wil nie speel nie, ons wil hardloop. Halleluja. Die kerk moet aktief betrokke wees by die wen van siele. Halleluja. Nou ja, laat ek maar na my boodskap toe gaan, prys die Here. Ek raak opgewonde en passievol oor hierdie goed, want ek weet, hoe meer ek reis en travel, en jy weet, gaan van een plek tot die volgende plek, en ek voel hoe ek moeg word, besef ek, hierdie is nie 'n one-man show nie. Die koninkryk van een ou gaan nie die job doen nie. Dit is die kerk van Jesus Christus se werk om die wêreld te bereik. Ons sien nou wat gebeur het met Charlie Kirk. Die wêreld is in vrees gedompel. En ek het 'n quote gelees van A.W. Tozer, is 'n ou teoloog wat baie jare terug oorlede is. En hierdie teoloog maak hierdie stelling. Hy sê in Engels sê hy, maar ek gaan dit vir jou in Afrikaans aanhaal. Hy sê 'n wêreld vol vrees het 'n vreeslose kerk nodig. 'n wêreld vol vrees het 'n vreeslose kerk nodig. Ons is die antwoord. Ons is die oplossing. Halleluja. Nou ja, ek sal nou rustiger word. Prys die Here. Ek wil vanoggend, terwyl ek hierdie boodskap voorberei, dink ek aan al die boodskappe wat ek die laaste tyd reg oor Suid-Afrika bedien het by verskillende kerke en byeenkomste en so aan. En ek terwyl ek dink oor al die boodskappe wat ek gepreek het, kom ek agter dat alhoewel elke boodskap verskillende skrifte gehad het en verskillende titels en illustrasies gehad het, is die tema, kom alles op dieselfde tema neer, en dit is oor hierdie volgende tema, die belangrikheid van die teenwoordigheid van God. Ek wil vanoggend vir jou sê dat die teenwoordigheid van God is ons kosbaarste ding wat ons kan hê. Die teenwoordigheid van God moet vir ons so belangrik wees, ons moet dit prioritiseer bo enigiets anderste. Jy weet, die realiteit is dat wanneer ons die teenwoordigheid van God in beweeg, dit is in die teenwoordigheid van God waar ons bekragtig word, waar ons laste verlig word, waar ons perspektief verander word. Die Bybel sê, where our minds are renewed. Kan jy amen sê? Dis in sy teenwoordigheid. En die hartseer ding vir my is, die kerk van God weet hoe belangrik die teenwoordigheid van God is, maar tog is die teenwoordigheid van God die ding wat ons die meeste nalat. En wanneer ek praat van die teenwoordigheid van God, praat ek nie van wanneer jy hoendervleis voel in jou kar op pad werk toe, wanneer jy 'n worship song luister nie. Ek praat wanneer jy tyds uitkoop om in jou binnekamer in te gaan, om die deur agter jou toe te sluit, om te praat met die God wat uit die verborgenheid sien. Dit is waarvan ek praat. Die teenwoordigheid van God is kosbaar. Dit is iets wat ons moet koester. Dit is iets wat ons moet beoefen. Dit is iets wat ons moet prioritiseer. So rukkie terug vlieg ek van George na Johannesburg en ek kry 'n koneksievlug van Johannesburg op pad Durban toe. En omtrent 10 minute op hierdie vlug op pad Durban toe, voel ek asof ek 'n hartaanval kry op die vliegtuig. Ek dog, Jesus, hier kom hier gaan ek. Jy weet, ek is op my pad hemel toe, nê. En ek weet nie wat my liggaam aangaan en my are klop in my nek en ek kry nie asem nie en ek sien sterretjies en ek weet nie wat gaan aan met my nie. Ek voel soos ek kry 'n hartaanval. Dis alwaar ek kan dink. En ek haal diep asem en ek doen alles wat my suster al vir my gesê het om te doen. Haal diep asem, blaas uit, jy weet, try al die triks. En my liggaam kalmeer en ek's op die vlug en net voor ek land, kalmeer my liggaam en ek sê vir die Here, Jesus, Here, wat het nou met my gebeur? Ek weet nie wat het nou met my gebeur. En terwyl ek stoei met wat nou met my gebeur het, kom ek agter ek nou maar 'n angsaanval gehad, jy weet. En ek vra vir die Here, hoekom het ek nou 'n angsaanval gehad? Hoekom sal ek myself in hierdie posisie bevind? En die Here praat so duidelik met my. En ek is baie versigtig om hierdie te sê, want ek maak dit nie as 'n broad statement. Ek sê vir jou wat die Here vir my individueel gesê het. Die Here sê vir my baie duidelik, hy sê, Johan Drey, jou angstigheid is onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. Ek wil vir jou weer sê, die Heilige Gees sê duidelik vir my, Johan Drey, jou angstigheid is onttrekkingssimptome van my teenwoordigheid. In daai seisoen het ek so baie gevlieg en so baie gepreek en so min geslaap en so rond gehardloop, dat ek was so besig om te preek, maar ek was baie min in God se teenwoordigheid. In Engels, sorry, ek wil bietjie Engels praat. I was more in the pulpit than I was in the presence. I was preaching more than I was praying. En ewesklik vind ek myself in 'n plek waar ek uit 'n leë koppie wil gooi, waar ek wil gee wat ek nie meer het nie. Ek is besig om met 'n droë plek uit te funksioneer. En terwyl ek van daai vliegtuig afklim, toe sê die Here vir my, Johan Drey, preek meer as wat jy bid. Kom terug in die plek van gebed. Dan sal jy bekragtig word en angstigheid en bekommernis sal nie 'n greep op jou kry nie.
Dit is in die teenwoordigheid van God waar ons laste gelig word. Dit is in die teenwoordigheid van God waar ons gees verfris word. Kan jy amen sê? Die Bybel sê in Engels, hy sê, the joy of the Lord is your strength. So hy sê, die vreugde van die Here is jou beskutting, man. Engels sê, the joy is your strength. Vir ons om effektief te wees in die Christen geloof kort ons krag. Kan ons saamstem op dit? Ons kort krag. Die bron van hierdie krag is the joy of the Lord. The joy of the Lord is your strength. So the strength of the Lord is a result of the joy of the Lord. Dan gaan Dawid verder en hy skryf in die Psalms en hy sê, in your presence there is fullness of joy. So strength, we need strength. Strength is a result of joy, and joy is found in the presence of God. So as jy krag wil hê, krag wat die duisternis verdryf, krag om omstandighede te oorwin, krag om 'n impak te maak vir die koninkryk van God, sal dit gevind word in sy teenwoordigheid. En ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, jy kan tevrede wees om Kumbaya om die kampvuur te sing en dis oukei, maar jy gaan nie die duiwel afskrik nie. Maar wanneer 'n man en 'n vrou 'n keuse maak om te sê, ek sluit die wêreld uit en ek gaan in die teenwoordigheid van God en ek maak die deur toe, ek draai die krane van mense se stemme toe en ek hoor wat God sê, dan kom krag. Halleluja. Ons weet dit, maar tog laat ons dit na. Ons is tevrede om TikTok video's te kyk die hele tyd. TikTok ons lewe verby en dan wil ons 5 minute bid in die oggend, dan wonder ons hoekom die vyand net rondhardloop in ons lewe en maak net wat hy wil. Ons het nie krag om hom te weerstaan nie. Die Bybel sê in Engels, submit to God, resist the devil and he will flee. Dit vat verg krag en daai krag kom uit die teenwoordigheid van God uit. En ons sal nie die krag hê as ons nie die teenwoordigheid van God prioritiseer nie. Ek jammer, ek gooi 'n bietjie Engels tussenin. Ek wil vir jou sê, wees versigtig waarvoor jy vra, want ek onthou toe ek begin bedien het en begin reis het en die Here vir my begin deure oopmaak het in by al die Engelse kerke. Jy weet, ek sê altyd, toe ek net begin preek by die Engelse kerke, dan gaan ek in die gebedskamer in of in die pastoor se kantoor in. Dan sit al daai Engelse pastore daar en bid hulle, come Holy Spirit, come. Dan sit ek in die hoek en sê, kom Engels, kom. Halleluja. En nou die Engels gekom, halleluja, nou sukkel ek met Afrikaans, so wees versigtig wat jy vra, nee. So as ek 'n paar Engelse woorde gebruik, jammer, my brein is baie gekondisioneer vir al die Engelse kerke. Ons besef hoe belangrik die teenwoordigheid van God is, maar ons laat dit na. En vanoggend wil ek deur my boodskap 'n honger in jou binneste skep, waar jy 'n desperaatheid weer kry vir God se teenwoordigheid. Kan jy amen sê? Nou, daar is 2 vloeie van God se teenwoordigheid, soos ek nou gesê het. Die eerste vloei van God, en ek gaan dit in Engels aanhaal, die eerste vloei van God se teenwoordigheid is die omnipresence of God. Die omnipresence of God beteken dat God is teenwoordig oral die hele tyd. Die omnipresence, en dit is waar baie gelowiges stop. Ons het 'n tevredenheid in ons hart dat God is met my oral waar ek gaan altyd. En dis mooi, dis goed, dit is hoe dit is. Maar dan is daar 'n dieper vlak. En 'n tweede vloei van God se teenwoordigheid. En die tweede vloei van sy teenwoordigheid is the manifest presence of God. The manifest presence of God beteken, dit is wanneer jy God beleef, wanneer God sy teenwoordigheid duidelik maak, wanneer jy hom tasbaar beleef, en ek praat nie van hoendervleis voel nie, jy kan hoendervleis voel van 'n Cheslin Colby size in 'n 3 druk, ek praat van wanneer jy bewus is van die feit dat God het in die vertrek ingekom, dat jy's bewus van die feit dat jy het met 'n krag te doen wat nie jou eie is nie, 'n krag groter as jouself, dit is waarvan ek praat, en ons moet op 'n plek kom in ons stap in die Here, waar ons volwasse word in Christus, waar ons die oppervlakkige melk neerlê waarvan Paulus praat, en op 'n plek kom waar ons vaste spys begin eet, die vleis van God se teenwoordigheid, die krag van God se teenwoordigheid, want wanneer daardie krag in 'n vertrek en beweeg, en jy beleef dit, halleluja, dan bekragtig dit jou om omstandighede te verander, dit bekragtig jou om wysheid te ontvang, om te praat in situasies en dit moet verander, dit bekragtig jou om die rigting, nie net van jou eie lewe nie, maar van ander mense se lewens te verander, daardie krag, ons moet op 'n plek kom, waar ons agter die manifest presence van God aanhardloop, nie net tevrede is met God se teenwoordigheid oral die hele tyd. En dis goed en wel, dis waar ons begin, maar dis oppervlakkig. God roep ons na 'n dieper plek toe. Sê amen. Halleluja. Ek wil vanoggend 'n skrif vir jou lees uit die boek van Psalm 42 vers 2 tot vers 3. En die titel van hierdie gedeelte is baie mooi. Hy sê, mens, waarom so in vertwyfeling? In Engels sê dit baie mooi, hy sê, why are you cast down, O my soul? Halleluja. Hoor gou wat sê Psalm 42 vers 2 tot 4, hy sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God.
Ek dors na God, na die lewende God. Nou hoor nou hierdie laaste sin. Hy sê, wanneer kan ek gaan en weer voor God verskyn? So hierdie skrywer kom op 'n plek, hy sê, hy maak sy soeke bekend, wat hy het in sy hart na God toe. Hy sê, ek is honger vir God, ek is dors vir God, ek wil meer van hom hê, en dan gaan hy verder en hy sê, wanneer kan ek weer voor hom verskyn? Hierdie ou skryf, en hy skryf nie in 'n manier van, jy weet, ek moet nou maar 'n bietjie bid vanoggend, want dis my gewoonte elke dag, nee, ek moet nou gou gebed en Bybel lees van my bok, ek weet van my lysie aftik, nee, hierdie man skryf uit 'n plek uit, waar hy leef in 'n konstante plek, van desperaatheid vir sy teenwoordigheid. Hy is desperaat om hom te beleef en te ervaar. Hy is desperaat om van hom te hoor. Hy is desperaat om te weet dat hy is in lyn met die God van die hemel en aarde. Dit is nie vir hom 'n job nie, dit is nie vir hom 'n taak wat hy moet afhandel en ongelukkig sien ons in die kerkwêreld vandag dat ons verval in patrone en weet gewoontes, dat ons bid maar net omdat ons moet bid en ons sê maar ons gebede op en ons sê maar net wat ons moet sê want dit is wat ons elke dag doen. Maar daai kan, jy weet, ek lag so vir my dogtertjie, sy praat verskriklik baie. Jy weet, meer as ek en vinniger as ek. Sy kom van die skool af, nou, dan leer sy nou, hulle het nou gebedjies wat hulle leer by skool, is baie oulik. En nou die dag, nou bid my vrou bid sommer nou die aand toe ons wil eet, en sy stop my vrou halfpad na gebed, sy sê nee, jy bid verkeerd. Kom ek wys jou, kom ek vertel jou hoe bid ons. Op my stoeltjie sit ek, en sy gaan maar sy bid 'n verskriklike mooi gebedjie. En dis nou al 6 maande terug. 6 maande later moet ons nog steeds stil bly en sy bid nog steeds haar gebed. En is baie oulik, maar vir 'n 3-jarige. Maar as jy 30 jaar oud is en jy bid nog op my stoeltjie sit ek nou, dan daar's fout. Daar het nie groei plaasgevind nie. Daar het nie verandering plaasgevind nie. Daar het nie volwassenheid gekom nie. En dit is hoe mense is, ons is tevrede om rympies op te sê, op my stoeltjie sit ek nou, sien ons Here, sien ons ete, laat ons die nimmer nooit vergeet, amen. Ons is tevrede met rympies, patroontjies en gewoontes, maar hierdie skrywer bring ons na 'n plek waar hy sê, nee, lê jou godsdienst en jou tradisie, jou maniere en jou gewoontes neer, en kom by 'n plek waar jy jouself ontbloot vir die God van hemel en aarde, waar hy die teenwoordigheid van God oor jou was, jou transformeer en jou verander. Hierdie man het 'n hinkering gehad na God. En ek wil vanoggend vir jou vra, het jy 'n hinkering na die Here? Het jy 'n hinkering om hom te ervaar, of het jy 'n hinkering om kerk toe te kom om jou broers en jou susters net te sien? Shots fired. Daai is goed en wel, dis mooi. Ons het mekaar nodig, the fellowship of the saints. Maar die gathering of the saints gaan nie oor die saints nie. Dit gaan oor hom. Halleluja, as dit gaan oor enigiets anders dan mis ons die punt. Kan jy amen sê? Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit Exodus 33 vers 11, en om vir jou 'n bietjie konteks te gee, ons weet dat Israel was in slawerny vir 400 jaar, en God dring hierdie magtige man op Moses om die verlosser te wees van hierdie mense, en God maak 'n belofte van, Kanaan, die beloofde land, wat oorloop van melk en honing, en Moses lei die volk uit, en hulle is op pad om te trek na die beloofde land, maar God praat met Moses, en hy gee vir Moses instruksie om 'n tent, die tent van samekoms te bou, en in hierdie tent is waar Moses ingaan, om van God te hoor, om God te ervaar, en rigting te kry vir die volk. Maar hoor gou wat sê Exodus 33 vers 11, net een skrifgedeelte, hy sê, die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jong man, Joshua, die seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. So die Bybel sê dat Moses het 'n assistent gehad, 'n jong man wat sy tasse gedra het. En dan het Moses in die tent van samekoms ingegaan, en hy het ernstig en goed gehad wat hy met God moet bespreek, weet die rigting van die volk, en dit is die man van God. Moses is die man gekies deur die hand van die Here om die volk uit te lei. Maar wanneer Moses in die tent ingegaan het, en hy het gehoor wat hy moes hoor van God af, sê die Bybel het Moses die tent verlaat. Maar daar was 'n jong man, Joshua, die seun van Nun, wat nie die tent verlaat het nie. Hy was nie tevrede gewees om in te kom 6 uur en uit te gaan 7 uur nie. Hierdie jong man, Joshua, het 'n hinkering en 'n honger in sy hart gehad na God. Hy was nie tevrede om hoendervleis te ervaar nie. Wanneer Moses genoeg gehad het en gegaan het, was hy nie tevrede nie. Hy wou nog hê en nog hê en nog hê van hierdie God. En die Bybel sê wanneer Moses die tent verlaat, dan bly Joshua agter, want hy het 'n hinker en 'n honger in sy hart gehad na God. En ons weet, dit is Moses wat Israel uit slawerny uitgelei het. Maar daar het 'n tyd aangebreek wat Moses gesterf het.
En dit het beteken dat daar 'n nuwe leier moes gekies geword het vir die volk van Israel. En wanneer jy Israel bestudeer en die konteks van hierdie gebeurtenisse bestudeer, sien jy dat daar baie bekwame leiers was in daardie tyd wat moontlik kon oorvat by Moses. Dit was nie net Joshua nie, daar was bekwame leiers. Maar vir een of ander rede kies God om Joshua aan te stel as die leier van die volk. En ons moet op die plek kom waar ons vra oor die Bybel. Ons moet nie net goed lees en dit aanvaar nie. Bevraagteken alles wat jy lees. Bevraagteken alles wat jy hoor. Ek bevraagteken die Here. Ek sê, Here, hoekom Joshua? Daar's Caleb, daar's kwaliteit leiers. Hoekom Joshua? En die Here sê vir my, Johandrey, ek het Joshua gekies because he was a man that could be trusted with the presence of God. Hy was 'n man agter die teenwoordigheid van God aan. Hy was 'n man wat nie ambisie gehad het om 'n leier te wees nie. Hy was 'n man wat nie ambisie gehad het om die opvolger te wees, om die man agter die preekstoel te wees. Hy was 'n man wat hom wou gehad het. En omdat God gesien het, daar was geen bedrog in sy hart nie, geen ander ambisies in sy hart nie, toe sê God, hier is die een. Kom ons rig hom op. En dit is belangrik om op te let in die lewe van Joshua. Ons sien Moses, hoor baie mooi. Ons sien Moses het die volk uit slawerny uitgelei. Maar Joshua het hulle in die belofte ingelei. Halleluja. Joshua het hulle in die belofte ingelei. En ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, as ons op 'n plek wil kom waar ons mense in die belofte in wil lei, as ons self in die volheid van God se beloftes wil instap, wat hy het vir ons individuele lewens, dan sal dit wees, dit sal tot vervulling kom, wanneer ons man en vroue word van sy teenwoordigheid. Want daar kry ons die strategieë, daar kry ons die idees, daar kry ons die oplossings om te loop in dit wat God ons roep om te doen. Kan jy amen sê? God het Joshua gekies, want hy het gesien dat Joshua as 'n man wat gehunker het en 'n honger gehad het vir sy teenwoordigheid. Wanneer jy kyk na die lewe van Joshua, sien ek drie punte wat na vore kom, en ek wil graag vir jou in Engels sê, verskoon my rooi nek gewoontes. Maar daar's 3 dinge wat na vore kom in Joshua se lewe wat ek sien, en ek wil dit graag vir jou noem. Die eerste ding wat ek sien is presence, dan power, en dan purpose. Presence, power, purpose. En ek het hier geskryf en ek het gesê dat it is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. So kom ek vertaal dit vir jou. Dit is die krag van God, of dit is die teenwoordigheid van God, wat die krag van God bring om die doel van God te vervul. It is the presence of God that cultivates the power of God to fulfill the purposes of God. Jy moet vanoggend verstaan, kerk, God het 'n doel vir jou. En jy gaan jou doel ontdek in sy teenwoordigheid. En in sy teenwoordigheid gaan God vir jou bekragtig om daardie doel uit te leef. Weet, soos ek travel en ons groot byeenkomste doen vir jong mense spesifiek, ons is nou op pad, volgende week, donderdag aand het ons 'n byeenkoms in Klerksdorp, waar kom 5000 mense na hierdie byeenkoms toe. Dis donderdag aand, Vrydagoggend in Klerksdorp weet ek 'n man in byeenkoms, daar kom al amper 1500 mans. En dan Vrydag aand is ek weer in Brits, dieselfde dag, by 'n jeugbyeenkoms, en daar kom al meer as 1000 jong mense. Ons sien massa, 'n ontwaking onder die mense. Maar spesifiek jong mense kom na my toe en hulle sê vir my, Johandrey, sê vir my, wat is my doel? What is my purpose? En alhoewel ek vir hulle goeie idees kan gee oor wat hulle doel is, en ek kan vir hulle mooi praatjies praat en mooi dingetjies voorstel, ultimately kan ek nie goeie voorstelle maak, maar die ultimate doel kom van die een wat hulle gemaak het. En ek sê vir hulle, ek kan vir hulle sê wat ek dink, maar dit is fikkel, dit beteken niks. Wat jy moet doen as 'n jong mens, is jy moet gaan in hierdie teenwoordigheid van God in. Want in die teenwoordigheid van God, gaan hy vir jou 2 goed gee. Hy gaan jou doel aan jou openbaar, nommer 1, en dan gaan hy jou bekragtig om jou doel uit te leef. Want die waarheid is, wanneer jy jou God gegewe doel ontdek, gaan jy dit nie in jou eie vermoëns kan bewerkstellig nie. Die Here weet, ek kan nie doen wat ek doen nie. Ek kan nie. Ek is nie slim genoeg of mooi genoeg nie. Wel, ek is ook mooi genoeg, maar nie slim genoeg nie. Ek kan nie doen wat ek doen nie. Dit is die krag van God wat my in staat stel om verby menslike vermoëns te gaan. Die Bybel sê in die boek van Spreuke, hy sê, lean not on your own understanding. Moenie op jou eie insig te staat maak nie. Moenie op jou eie vermoëns staat maak nie. Ons moet weet, die krag wat ons nodig het om hierdie God gegewe doel uit te voer en uit te leef, sal gevind word in sy teenwoordigheid. Halleluja. Dit is die teenwoordigheid van God. Ek wil vanoggend vir jou vra, kerk, is jy 'n man en is jy 'n vrou van sy teenwoordigheid? Is jy 'n man en is jy 'n vrou wat jouself gee vir sy teenwoordigheid? Is jy 'n man, is jy 'n vrou wat die wêreld wegdruk en sê, Here, praat met my, ontmoet met my, ek wil meer van U hê. Halleluja. Ek wil graag 'n skrif vir jou lees uit die boek van Matteus, hoofstuk 6 vers 6.
Dit sê die volgende, hy sê nee, wel die titel, of die opskrif van hierdie gedeelte is, as jylle bid. Maar hoor ge wat sê Matteus 6 vers 6, hy sê nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Die ander vertaling, die 53 vertaling sê, jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jy in die openbaar vergeld. So ons sien dat daar 'n direkte koneksie tussen wat in die privaatheid gebeur en wat in die publiek gebeur. Ek wil vanoggend vir jou sê, my vriende, you fail in public, you fail in private long before you fail publicly. Met ander woorde, wat gebeur in die privaatheid, gaan uiteindelik manifesteer in die publieke plek. As jy, fouteer of val in die publiek, het jy lank al geval in die privaat. En voordat jy suksesvol is op 'n publieke platform, moet jy eers suksesvol wees waar niemand jou kan sien nie. Daar is 'n direkte koneksie tussen wat gebeur in die privaatheid en wat gebeur in die publiek. Wanneer jy sien dat mense domineer en dominate op 'n public platform, moet jy weet dat hulle is baie getrou in die privaatheid. Maar wanneer mense begin val, een aan die ander, moet jy weet, hulle het al 2-3 jaar voor dit geval in die privaatheid. En so, hier sê hy dat wat ook al, jy sien wat God sien gebeur in die privaatheid, daarvoor sal jy vergeld word in die publiek. Uiteindelik sal dit sigbaar word. En wanneer jy kyk na die lewe van Dawid, die Bybel sê dat hy was 'n skaapwagter gewees en sy pa het hom gesê, kyk na die skape. Sy broers was hierdie heroes gewees op die battlefield vir Israel. Hier's Dawid as 'n skaapwagter in die veld. En die Bybel sê terwyl hy na die skape omsien, kom daar 'n leeu en daar kom 'n beer en hy verslaan die leeu en hy verslaan die beer en hy doen alles wat hy doen om getrou te wees om hierdie werk wat hy gekry het suksesvol uit te voer. Hy probeer getrou wees. En dan verslaan hy die leeu en die beer en hy vertroetel sy skapies, hy kyk na sy skapies. En Dawid het dit gedoen in 'n area van isolasie. Hy het gedoen in 'n plek waar niemand hom gesien het nie. Waar niemand hom op die skouer getap het en gesê het, good job nie. Niemand het vir hom hande geklap nie. Niemand het hom 'n applaus gegee nie. Hy het probeer getrou wees teenoor die taak wat sy vader vir hom gegee het. En ultimately breek daar 'n oomblik aan wat hy voor 'n reus moet staan, Goliat. En ons sien dat Dawid het 'n confidence gehad, hy het 'n selfvertroue gehad om hierdie reus in die gesig te staar, 'n laaitie, nat agter die ore soos die oom sal sê. Wie is hierdie laaitie? Snotkop. Hy het 'n confidence gehad om hierdie reus in die oë te kyk en hom te verslaan. Maar daai confidence was op 'n publieke platform, was gebore in die privaatheid, in die veld waar niemand hom gesien het nie. Waar hy in God gewandel het, waar hy getrou was oor klein taakies, die leeu en die beer. En ewesklik sien God, ek kan jou vertrou. Jy's 'n man na my hart. Ek kan jou vertrou met die klein goed. So dit beteken ek kan jou vertrou met die groot goed. Hier waar niemand jou sien nie, jy bid nie nou kliphard hier in die veld, Dawid, waar almal jou kan hoor en almal jou kan sien nie. Jy's 'n man wat my soek. Jy het 'n honger vir my teenwoordigheid. En God sien dat hierdie man kan vertrou word. En God bekragtig hom en hy sit hom op 'n publieke platform en hy verslaan die reus en hy word koning. Wat jy is en wat jy doen agter geslote deure sal uiteindelik in die publiek bekend word. En ek wil vandag vir jou sê, kerk, as ons as die kerk van Jesus Christus effektief wil wees in die wêreld op 'n publieke platform, sal dit begin in hierdie gebou, waar ons onsself verontmoedig voor die God van hemel en aarde en sê, Here, ek lê my godsdienst neer en ek kom terug na verhouding met U toe. Ek soek U. Halleluja. Wat ook al gebeur in die privaatheid sal manifesteer in die publiek. Een ding wat ek nie wil wees nie, jy weet 10 jaar terug, 11 jaar terug, toe ek begin preek het ek 'n groot passie gehad in my hart om 'n prediker te wees van motivering en inspirering. Ek wou mense graag motiveer en inspireer in hulle stap met die Here. Ek wou. Dit was my mandaat en my fokus gewees. Maar ek is nou al ouer en slimmer. En ek het al bietjie gesien en ervaar in bediening. En ek wil vandag vir jou sê, ek het geen begeerte meer om mense te motiveer en te inspireer nie. Geen. Want motivering en inspirering hou vir 'n paar minute wat jy lekker voel en dan vy dit aan dat jy dit weer nodig. Dit is soos 'n draak wat jy nodig het die hele tyd. Wat die kerk van God op hierdie oomblik, in hierdie seisoen, in hierdie tyd nodig het, is nie nog motivering en inspirering nie. Dit het sy plek, dit is goed, dit is oulik, is mooi. Maar wat die kerk van God desperaat nodig het in hierdie seisoen, is transformering en aktivering. Transformering om te lyk soos wat Jesus lyk en aktivering om te doen wat Jesus doen. Ons gaan nie die wêreld verander met inspirasie en motivering nie. Ons gaan die wêreld verander wanneer ons begin lyk soos die man waarvan ons praat en doen wat hierdie man waarvan ons praat gedoen het. Ons is nie geroep om, ek sê baie, the church is not a place of entertainment, it is a place of encounters. Dis 'n plek waar ons met God moet ontmoet. Halleluja.
Nie 'n social club nie. Hierdie is nie 'n cruise ship waar ons net lekker tye het nie. Dis 'n battleship. Ons is in 'n oorlog. Ons is in 'n stryd. Jesus in Engels sê, let us work while it's still day, because night is coming when no man can work. Ons werk in die klok. Ons werk in die klok. Ek kan nie slaap nie. Ek dink heeltemal mense wat verlore is, wat hopeloos, wat gebroken is. Partykeer wil my vrou vir my sê 3 uur in die oggend, raak rustig. Dan dink ek wil na 'n karwag toe gaan ergens by Engine Garage en sê, hey, ken jy vir Jesus? Ken jy vir dan die tyd loop uit. En wanneer ons net gaan inleef en nie gaan uitleef nie, en wanneer ons nie die teenwoordigheid van God gaan beoefen vir onsself nie, dan sal ons die wil hê om mense te bereik, maar nie die krag nie. Baie mense het die wil, ek wil die wêreld vertel van Jesus, maar hulle doen dit nie, want hulle het nie die krag nie. Hoekom het ons nie die krag nie? Because we are not people of the presence. Halleluja. En ek weet, jy mag dalk dink, Johanre, jy gee ons pak vandag, ja ek doen. Want ek besef, hierdie is nie 'n tyd om mee om te speel nie. Dis 'n tyd om ernstig te word met God. Was jy maar warm, of was jy maar koud, maar nou is jy lou. Ons is nie lou nie, ons is vuurwarm. Kan jy amen sê? Kom aan, sê amen. Ek wil afsluit met hierdie vanoggend. Jy weet, Moses word groot as 'n Hebreër, as Egiptenaar. Jy weet, ons ken die storie, hy was 'n Hebreër, toe hy die mandjie afgestuur in die Nylrivier en hy word hierdie vader se dogter gekry en hy word groot as 'n Egyptian prins, jy weet, in die paleis van Egipte. En dan kom 'n tyd wat hy groot word en hy sien eendag hoe hy vind toe uit dat hy is eintlik 'n Hebreër, hy's eintlik nie 'n Egiptenaar. En toe hy uitvind dat hy's eintlik 'n Hebreër, sien hy hoe die Egiptenare die Hebreërs slaan met 'n sweep. En ons ken die storie, hy raak kwaad en hy gaan na een van hierdie ouens toe en hy slat hom dood. Nee, Moses slat die Egiptenaar dood en hy besef hy moet nou vlug. Sy lewe is in gevaar. En Moses vlug in die woestyn en vir 40 jaar is Moses in die woestyn. En hy het nou maar skapies gekry intussen, en jy weet, hy's nou 'n skaapwagter, hy het nou 'n vrou en 'n string kinders, halleluja. En eendag loop Moses in die woestyn rond met sy skapies en hy sien 'n bos wat brand. Nou, wat Moses se aandag getrek het na hierdie brandende bos toe, was nie die feit dat die bos gebrand het nie, want dit is in daardie area waar hy was, as jy gaan kyk waar hy was, en jy kyk na die natuur, hoe die natuur gefunksioneer het daar, sal jy weet dat bosse het gereeld in die brand geslaan daarso. So, dis nie die brandende bos wat sy aandag getrek het nie. Wat sy aandag getrek het, was die feit dat die bos nie uitgebrand het nie. Hy het aanhou brand en brand en brand, en Moses kom toe op 'n plek, hy sê, ek weet bosse brand, maar hulle brand uit. Maar hierdie bos brand nie uit nie. En die Bybel sê Moses gaan na hierdie brandende bos toe en in daardie oomblik het hy 'n ontmoeting met God. En God maak sy mandaat vir sy lewe duidelik. Gaan terug na Egipte toe en lei jou mense uit. En ons ken die storie, Moses het eers 'n lang storie, hy radikabel eers met die Here en God sê nee, ek stuur jou gaan. En Moses gaan. Nou dit is belangrik en ons weet hy het gegaan en hy het die volk uitgelei, maar let baie mooi op. In Engels I would like to say this. Moses ran from Egypt in fear, but he returned to Egypt with fire. Where did he get the fire? When he had an encounter with God. Hy het gehardloop met vrees uit Egipte uit, maar hy is terug na Egipte toe met die vuur van God. Hoekom? Want hy was 'n man wat 'n ontmoeting gehad het met God. En ek wil vandag vir jou sê, my vriend, as jy wil brand vir God, en as jy die duiwel 'n slegte dag wil gee elke dag, dan het jy die vuur van God nodig, en die vuur van God is 'n resultaat van die teenwoordigheid van God. Halleluja, kom terug in sy teenwoordigheid. Prioritiseer sy teenwoordigheid. Kom terug by jou eerste liefde, daai tyd. Ek onthou, heerlikheid, toe ek gered is en die krag van God die eerste keer beleef het. Ek kan nie wag om kerk toe gaan nie, maar ek was met my susters bid hier toe ook gaan. Halleluja. Ek wil daar wees, waar die vuur van God brand, want ek het die desperaatheid gehad van God. Ek onthou, ek het my alarm gestel vir elke oggend, reg deur die laaste 2 jaar van my skoolloopbaan, elke oggend 3 uur, dan sal my alarmpie afgaan, dan rol ek, dan val ek van my bed af op die grond, dan bid ek en dan rol ek weer terug in my bed. Want ek het 'n desperaatheid gehad om te ontmoet met hierdie God. Ek het hom beleef en ervaar en ek het geweet, ek kan nooit weer sonder dit gaan nie. En soos wat ek sy teenwoordigheid prioritiseer het sy krag op my kom rus, en hy het my insig gegee en wysheid gegee, en vandag praat ek met die nasies van die wêreld. God het my massive platforms gegee om met politieke leiers te praat en kerkleiers te praat, om te staan voor duisende mense, om met miljoene mense aanlyn te praat, en ek het nie gaan soek na dit nie, maar dit het gekom op my lewe die oomblik toe ek sê, Here, ek het geen ander ambisie buiten U nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, kerk, in 'n wêreld wat so gedryf word deur materialisme, geld, sukses, roem, rykdom, al hierdie dinge, kan ons maklik in 'n plek verval waar ons God gebruik as 'n means to an end. Ons gebed gaan oor, Here, gee vir my en doen vir my, en Here, divine connections, ek wil daai mense ontmoet, want ek wil hierdie platform hê.
Ons gebruik God as 'n means to an end. Maar as jy op 'n plek kom waar jy in sy teenwoordigheid ingaan, nie vir wat jy kan kry nie, maar vir wie hy is. Halleluja, dan verander die ballgame. Dan gaan God in elk geval vir jou gee. Salomo, God vra vir Salomo, wat wil jy hê? Hy sê, Here, ek wil niks, ek soek wysheid. Die Here sê, goeie antwoord, omdat jy dit gevra het, gee ek vir die rykdom en die roem en die sukses en jou vyande in jou hand. Want sy ambisie was God, nie wat God kan gee en doen nie. Kan jy amen sê? Ek sien die kerk is stil, Pastor Jacques gaan my pak gee hierna, maar halleluja. Ons moet 'n kerk wees van die teenwoordigheid van God. Ons moet predikers wees wat vloei uit 'n plek van die teenwoordigheid van God. Ons moet ons gesinne lei vanuit 'n plek van die teenwoordigheid van God. Ons moet ons besighede lei uit 'n plek van die teenwoordigheid van God. Ek en my vrou het al baie keer, dan sit ons met vraagtekens op ons gesig oor goed wat ons moet doen, ons weet nie hoe om dit te doen nie. En al wat ons doen is, ons gaan na sy teenwoordigheid toe, dan sê ons, God, U het gesê, as ek wysheid kort kom, kan ek vra, want U gee dit ryklik. Here, geef my insig en geef my wysheid, geef my 'n openbaring. Dan kom die Here en hy's getrou tot sy woord. Hy's nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Dan gee hy die wysheid en dan gee hy die insig om groot probleme op te los wat lei na groot sukses. Halleluja, sy teenwoordigheid. Kan jy Zolda, sal in my speel op die klavier of die keyboard asseblief. Die teenwoordigheid van God. Die antwoord wat jy soek vir jou huwelik, wat op die rotse is in sy teenwoordigheid. Die antwoord wat jy soek vir jou besigheid, wat besig is om agteruit te gaan, is in sy teenwoordigheid. Die antwoord wat jy soek vir jou kinders wat nie die Here wil dien nie, is in sy teenwoordigheid. Die antwoord wat jy soek vir jou finansies wat nie sin maak nie, is in sy teenwoordigheid. Die antwoord wat jy soek om die angstigheid en die depressie stil te maak in jou binneste, is in sy teenwoordigheid. Alle goeie goed kom vanuit sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid is die bron van elke goeie ding. Sy teenwoordigheid. En ons kom op, as 'n kerk en ons baie maklik so besig word met die dinge van God, dat ons die God van die dinge nalat. Maar God roep ons vanoggend as 'n kerk terug na sy teenwoordigheid toe. Hy roep jou terug na jou eerste liefde toe. Daardie oomblikke toe jy hom ontmoet het vir die eerste keer en jy so verlief was, dat jy wil net by hom wees deel. Jy wil net die woord lees. Jy wil net by die kerk wees. Jy wil net in gebed wees. God roep jou terug na daai plek toe. Hy sê, hoekom het jy jou eerste liefde verraai? Hy roep ons terug na daai plek toe. Daar gaan altyd, al is jy in die kerk, en al share jy nou en dan fotootjies van nuwe Jesus op jou Facebook, daar gaan altyd 'n soeke en 'n honger in jou binneste wees, as jy nie sy teenwoordigheid gaan prioritiseer nie. Mag jy vanoggend 'n keuse maak om sy teenwoordigheid bo alles te prioritiseer. Ek is vandag 31 jaar oud, en ek kan met soveel oortuiging vir jou sê vanoggend, jy kan my nie entertain met geld nie. Jy kan my nie entertain met 'n platform nie, of met fancy karre, of goed wat materialisme wat hierdie wêreld bied nie. Ek het dit gejaag en ek het van dit gekry. En ek het van dit. Die Here is goed vir my. Ons is geseënd. En ek kan vandag vir dit is leeg. In comparison met wie hy is. Halleluja. Wanneer jy in sy teenwoordigheid ingaan en jy in die gewig van sy teenwoordigheid kom in 'n vertrek en dat jy nie op jou voete kan staan nie, dit is waar alles gaan. Wanneer jy weet jy praat met God en God praat nou met jou. Dit is waar dit gaan. Dan stap jy daar uit hy vertrek en die Bybel sê, the righteous are bold as lions. Ek spring nie terug vir niks nie, want ek word gedryf deur 'n groter krag as my eie, die krag van God. Wat gebore is uit sy teenwoordigheid uit. En God roep jou vanoggend na daai plek toe, kerk. You are called to be bold as a lion. Jy is geroep om te hardloop met vuur soos wat Moses het. Jy is geroep om reëse te verslaan soos wat Dawid het. En al hierdie manne, jy weet, baie mense vra altyd vir my as ek na 'n plekie toe gaan, en sê hulle, Johanrey, wat is die sleutel tot sukses? Wat is die sleutel? Wat is dit? Dan kyk ons na die manne van ouds in die Bybel, en hulle almal se sleutel het presies dieselfde gelyk. Die sleutel van sukses, Dawid, Moses, die sleutel lyk presies dieselfde. Dis die teenwoordigheid van God. Halleluja. Daar's geen ander formule nie. Die sukses van jou besigheid, die teenwoordigheid van God. Jou huwelik wat vrug dra, die teenwoordigheid van God. Jou kinders wat God dien, die teenwoordigheid van God. Jy wat floreer in jou mentally, emosioneel, die teenwoordigheid van God. Halleluja. Ek wil jou graag vra, kerk, staan saam met my vanoggend stil. Ek wil graag vir jou bid vanoggend. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Ek weet sommige van julle, dink 70% van die gehoor, om op my ken slaan, en die ander 30% is honger vir God. En ek wil vanoggend met daai 30% praat.
wat ernstig is met die Here. Wat sê, Here, hier is my hart. Hier is wat ek is en wie ek is. Ek hou niks terug nie. Ek lê elke ambisie neer wat ek najaag, waarvoor ek my energie, my tyd op spandeer, geld, roem, rykdom, sukses, materialisme, ek lê dit neer vanoggend. En ek kyk na U. Ek soek U. U is die fokus, U is die bron, U is die antwoord en U is die oplossing. Ek kyk na U. Jesus. 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 Turn your eyes upon Jesus. Halleluja. Vanoggend is hy van julle in hierdie gebou wat swaar laste dra en harde jukke dra. Het jy geweet, Jesus praat en hy sê, kom na my toe, die wat vermoeid en belas is. Want ek gee rus. Hy sê, my juk is sag en my las is lig. Ons dra swaar laste en harde jukke. Ons dra hierdie goed rond en ons is trots daarop. Jesus het ons nooit gevra om dit te dra nie. Wanneer jy kom in sy teenwoordigheid in, dan vervang hy daai harde juk met 'n sagte juk en daai swaar las met 'n ligte las. Halleluja. Hy wil vanoggend vir jou vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Van julle is vanoggend slapelose nagte. Julle het nie vrede in julle harte nie. Vanoggend wil God daai vrede herstel. Vreugde is by jou gesteel. Jy is bekommerd oor die dag van môre. God wil jou vreugde herstel. Halleluja. En vreugde en vrede is 'n resultaat van jy wat sê, Here, ek kom in die teenwoordigheid in. Ek prioritiseer die teenwoordigheid. Ek gaan nie eers bid vir my volgende maand se huurgeld of my volgende maand se car payment. Ek bid, Here, ek is net hier by U. Ek bid nie vir sukses in my besigheid nie, Here, ek is net hier by U. Want Matteus 6:33 sê, as jy die koninkryk van God soek en sy geregtigheid, sal alles in elk geval bygevoeg word. Jesus sê in daai gedeelte, hy sê, moenie bekommerd wees oor wat jy eet en gaan drink en gaan aantrek nie. Daai goed is irrelevant. Ek kyk na daai goed. Soek my. Prioritiseer my. Kyk na my. Hoop in my. Halleluja. Halleluja. Lig jou hande na die hemel toe vanoggend. Here, ons eer U vanoggend in hierdie gebou. Ons dank U vanoggend, Here, dat U hier is om jukke te kom breek. Dat U hier is om, Here, om laste te kom lig. Here, dat U is hierso om vrede en vreugde te kom herstel. Om krag te kom gee vir die mense. En Vader, ek bid vanoggend, Here, dat daar 'n hinkering en 'n honger in ons binneste sal wakker word soos die van Joshua, waar ons wil bly in die teenwoordigheid. Ons wil bietjie langer bly om saam met U te wees. Ons wil wees soos die skrywer van daardie Psalm wat sê, wanneer kan ek weer voor hom verskyn? Ek wil saam met hom wees. Halleluja. Vader, ek bid vanoggend, wanneer dit die uitroep van U mense is, bid ek, Here, dat U elke behoefte, Here, mildelik sal voorsien. Here, dat U elke angstigheid sal lig, elke hopeloosheid sal lig, Here. Dat ons harte gevul sal wees met die vreugde en die vrede wat die hemel verskaf, Here. Halleluja. Vader, dankie dat ons vanoggend weet dat U is 'n God wat ons wil seën, wat vir ons wil voorsien en wat wil hê dat ons 'n lewe moet hê en dit in oorvloed, Here. Ons breek elke leuen van die vyand wat ons vreugde steel vanoggend. En ons kom in lyn met U wil, U woord en met U teenwoordigheid vanoggend. Vader, ek bid dat daar 'n diep honger sal wees in die mense vanoggend. Om nie net halleluja en amen te sê in hierdie gebou nie, maar om huis toe te gaan en te sê, Here, ek soek U. Om in die binnekamer in te gaan en die deur agter ons toe te maak en sê, Here, ons soek U. Meer van Jesus en minder van my. Halleluja. Ek vra, ek is nie met 'n shoppinglys nie, ek is hier net omdat ek saam met U wil wees, Here. Halleluja. Ek dank U, Here, dat daar 'n volk vanoggend is wat ontwaak vir die belangrikheid van die teenwoordigheid. En Here, soos wat hulle U prioritiseer en U soek, bid ek, Here, dat U hulle sal oorweldig met U goedheid, met U guns, met U voorsiening en met alles wat die hemel het om te bied. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.